Ek groet julle vanuit koue Heidelberg, maar daar is ander dele wat baie kouer is, en dan is 'n mens nie lus vir koue kos nie. Dan is dit heerlike warm kos, en die meeste mense praat van pannekoek en sop en broodjies. Nou wat sekerlik een van die slegste dinge is wanneer jy nou 'n lekker ete het, nê? En warm kossies of wat ook al, selfs koffie in die oggend. Wat een van die slegste dinge kan wees is dat jy dit nie ruik nie. Die van julle wat julle reuksin verloor het in die COVID tyd, sleg. Ek hoor daar's nou nog mense wat sukkel om ordentlik te reuk na COVID. En wanneer daar sinus is of verskriklike snotsiekte, en die neus is toe en jy praat so, dis am vreeslik. Dis 'n wonderlike sintuig wat God vir ons gegee het om te kan ruik. Wel, dit beskerm ons ook. As daar ergens rook is, jy slaap en jy word wakker en jy ruik rook, dan weet jy, daar is moeilikheid, veral as dit baie naby aan jou is. Maar goed, dit daar gelaat om te kan ruik. Die Bybel praat op verskeie plekke oor reuk en om te ruik, en die Bybel praat oor ons God, ons lewende almagtige God, wat ruik. Geure waarneem. Nou onthou die Bybel praat menslik. Daar's 'n vreeslike groot woord vir dit, antropomorfies. In die styl van 'n mens, soos 'n mens. Ek wil nou nie rangtrek met 'n groot woord nie. Maar in die teologie is dit 'n bekende term, die antropomorfe in die Bybel. God word aan ons bekendgestel as die God wat sien, wat hoor, wat praat, menslike eienskappe. Omdat ons mense is, sodat ons kan verstaan, al is God en nie 'n mens nie. Wel, Jesus het mens geword toe hy op aarde was en vir ons aan die kruis gesterf het, en hy het ten volle al ons sintuie ervaar. Sommige daar reg aan die begin van die Bybel, die sonvloedverhaal, Genesis hoofstuk 8. God wat dan die sonvloed stuur, die geweldige vloedwaters om die mensdom te straf, en min of meer alles en almal word uitgewis, maar Noag wat genade kry, en God neem hom en sy familie in die ark, en daar gaan hulle 40 dae en 40 nagte gereën. Dan in hoofstuk 8 uiteindelik het die waters nou teruggetrek, en dan lees ons vers 14, op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog, en toe sê God vir Noag, gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en al die lewende wesens wat by jou is, van watter soort hulle ook al is, voëls, diere, alles wat kruip, hulle moet saam met jou uitgaan, hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde. God maak seker dat sy skepping, sy diere, nie uitgewis word nie, dat hulle beskerm word, want Genesis 1 het die opdrag gekom dat die mens moet heers oor die skepping en oor die lewende diere, maar en oor die natuur,
maar heers beteken sorg vir. Maar hier word nie gesê dat die mens vrugbaar moet wees en baie moet word nie. In Genesis 1 is dit 'n belofte aan die mens, wees vrugbaar en vermeerder. Nou dit is so tussen die lyne, maar net genoeg om Noag hulle te laat worry. Waarom word hulle nie genoem nie? Gaan hulle nou uit die ark uitkom en God trek hulle 'n streep en dan wis hy hulle uit. Finaal. Maar die vrees seker by hulle, stel ons God tevrede? Gaan God aan met ons? Is daar genade vir ons? Begin hy voor met ons? En Noag en sy seun, sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan, al die diere, en toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou. Wat baie duidelik sê, hy ken God nog steeds. Hy het God nie vergeet daar in die ark nie. Hy en sy gesin, hulle aanbid die Here, hulle wil hom dien, hulle erken hom as hulle God, van al die reinvee en die reinvoëls gevat, brandoffers op die altaar gebring. Nou, moet nou nie 'n issue maak van reinvoëls en reindiere nie. Lyk vir my in daai tyd het ou Noag al vermoed, daar is sekere diere wat nie so rein is nie en party is onrein, maar die ander was ook daar, wat dan in Levitikus later van tyd gesê word, hulle is nie rein nie. So daar was sekerlik plek vir broer en suster vark ook. Ander storie, daai. Die Here het die offer aanvaar. Die Hebreërs sê, dit was vir God 'n aangename geur. Dis hoe dit gewerk het in die ou tyd. Die offers wat jy bring, by ander volke ook, die gode wat dit verwerp, want dit ruik nie lekker nie, en daardeur wil hulle eintlik sê, maar hierdie mense wat die slegte offer bring, se lewe ruik nie lekker nie. Dit gee aanstoot, soos 'n slegte reuk aanstoot gee, né? En God het by homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. En dan, wonderlik, in hoofstuk 9, God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde. Daar kom dit nou ook na hulle toe, soos vir die diere. Die blydskap by hulle, God ruik hierdie offers. Dit was heel moontlik, ja, brandoffers. Nou baie keer in die Bybel is daar offers gebring, 'n gedeelte van diere of graanoffers of wat ook al wat op die altaar gebring is, maar wat ook gebrand is, uitgebrand is. En soos ek sê, by al die volke het hierdie 'n rol gespeel van die aangename geur van die offers. En hier is dit dan 'n beeld, 'n metafoor. God aanvaar hulle offer, God aanvaar hulle. En hierdie tema, hierdie lyn loop dan dwars deur die Bybel, dat uiteindelik ons as mense, en veral in die Nuwe Testament kom dit dan na vore, as Paulus in Romeine 12 sê, ons is lewende offers, wat aan God, wat vir God aanneemlik moet wees. Wees dan lewende en heilige offers, sê in Romeine 12, wat vir God aanneemlik is. Offers, gebede word in die Bybel gesien as 'n aangename geur, Nou onthou nou, wat doen 'n slegte geur of reuk? Dit stoot weg. Dit kan jou siek maak, naar maak. Dit walg jou, maar dit stoot weg. En 'n lekker, aangename reuk. 'n Slegte reuk, het ek nou gesê, aangename reuk stoot jou weg. Nou weet jy wat ek gesê het nie. Nee,
Ek het gesê, ek wil sê 'n slegte reuk. 'n Slegte reuk, dink ek het dit sê. 'n Slegte reuk stoot jou weg. As kos verbrand is, 'n vuil goedsak wat stink, iets wat vrot is, 'n dooie dier, ergens iets in die veld of in die tuin. Dit stoot weg, 'n slegte reuk. 'n Aangename reuk trek aan. Wegstoot, slegte reuk, aangename reuk trek aan. Ek wil dit as beeld gebruik om te vra, is ek en jy, ons gedagtes, dat ons dink, beplan, ons gevoelens, ons reaksies, ons woorde, ons dade, is dit 'n aangename geur. Dood eenvoudig, hoe ruik ek en jy? Hoe ruik ek en jy? Ons doen geweldig moeite om goedjies aan te spuit en lekker te ruik. Dis reg, as jy nou byvoorbeeld Hooglied gaan lees, dan is daar pragtige dele waar hy vir sy bruid sê, en sy sê vir hom, hulle ruik soos heerlike olies, hulle ruik soos Libanon plante, hulle ruik soos blomme, kyk, hierdie paartjie het mekaar beruik, hoor, en bekruip. Ok, laat ek nou nie meegevoer raak nie. Hoor jy, dit is belangrik om te let op jou higiëne in 'n huwelik. Dit is baie keer, ek hoor maar net te veel. Dis nou 'n preek op sy eie. Ek hoor te veel van vrouens wat kom kla, selfs manne wat kla oor hulle vrouens, maar veral is dit vrouens, van die manne wat hulle self afskeep, wat in die winter maar skaars met water en seep omgaan, en wat nie lekker ruik nie. Versorg jouself vir die liefling in jou lewe. Sorg maar dat jy aangenaam ruik, want dit trek aan, ek dink hier aan aromaterapie, nee? En verseker in die Bybel, hulle het nie die naam aromaterapie geken nie, maar daar word duidelik uitgespel die lekker ruik olies, wanneer 'n profeet of 'n priester of 'n koning gesalf word, gewoonlik dan op die kop, en die olie wat afloop, dan was dit 'n lekker reuk, om te sê, hierdie roeping, profeet of priester of koning, moet 'n aangename geur vir God wees, soos 'n aangename geur vir mense wees, wat mense na God toe aantrek, na die Here se dinge toe aantrek. Al die volkere van daai tyd, en vandag nog speel dit 'n rol, dat 'n aangename geur reinig jou gemoed en jou gedagtes, jou hart en jou verstand, ja, dit vernuwe jou gees, dit help om dit vredevol te maak. Dis wat aromaterapie ook wil doen, en dis wat dan die olies in die Bybel ook min of meer wil doen, om jou net jou gemoed te lig. Ag, hier en daar nog 'n voorbeeld waar geur genoem word, Filippense 4, Paulus is in die tronk, hy kry maar swaar, maar hy sê hy is versorg. Hy sê, want julle het vir my geskenke gestuur, ek het alles ontvang, ek het meer as genoeg. Filippense 4 vers 17 en 18, ek het alles ontvang, nadat ek van Epaphroditus ontvang het, wat julle gestuur het ek alles wat ek nodig het, en hoor hier, julle gawe is voor God 'n offer, met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Dit geval God, hy hou daarvan, en dan sê hy, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. God sal weer vir hulle sorg, omdat hulle vir Paulus en ander wat verdruk word, terwille van Jesus, hulle geloof in Jesus, omdat hulle daardie mense versorg. God sal weer vir hulle in oorvloed versorg, en om te sorg vir mense, om te gee, is vir God 'n aangename geur. Gebede word in die Bybel genoem, vergelyk met 'n aangename geur, of dan nou wierook. Psalm 141 vers 1, vers 2 veral, mag my gebed voor u wees
soos 'n wierookoffer. Wierook het 'n geweldige rol in die Bybel gespeel. Openbaring 5 vers 8, dan lees ons, toe die lam, dis Jesus, die boek neem. Dit is nou wat gaan oor die geskiedenis en die tye waarin ons leef, alle tye, het die 4 lewende wesens, dit is nou alle uithoeke van die aarde, oral, en die 24 ouderlinge, Ou Testament verwysing, die 12 stamme, 12 apostels, Nuwe Testament, om maar net te sê, die totale kerk van alle tye, het voor God gekniel. En elke van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook. Goud wat daar wys, die beste vir God, maar ook dat die goud die koning toekom, Jesus die koning van alle konings, die gebede van die gelowiges. Ja, mense, is dit nie ongelooflik nie? Jou en my gebede is in diens van God en in diens van mekaar. Dis 'n aangename geur, wat die goeie moet aantrek, wat die goeie in mense moet uitbring, wat nie moet wegstoot nie. Die krag van jou en my gebede, elke keer wat jy bid, vir jouself smeek, jammer sê, sonde bely, verander bid, dankbaar is, vir die regering bid, al wil jy dit baie keer nie doen nie, vir iemand van wie jy nie hou nie bid, al wil jy dit baie keer nie doen nie, maar lofprysing, enige vorm van gebed, soos die wierook wat opstyg na God. Die belangrikste is dat die Bybel dan, veral wat wierook betref, verwys na God, dat die beste kom God toe, en na Jesus. Onthou, die priesters het in die ou tyd, soggens en saans, wierook gebrand, om te sê, ons God is die aangename een. Hy trek ons aan, en hy wil ons nie wegstoot nie. Hy wil ons lewe verlig. Hy wil ons, soos 'n aangename geur, ons reinig en ons opbou, en ons, dit was selfs, reukolie speel vandag nog 'n rol, om te help met genesing, nie? En om dit wat sleg is, wat stink, wat ook al, net te verdryf. Daar's so baie olies wat 'n mens kan gebruik, so tussen hakkies. Ons het, as dit so somer is met die muskiete, ek sê nou vir julle, dit werk, dan vat ons lavender oil. Wat is dit in Afrikaans? Is dit lavendel? Maar ook lavender, maar ja, dan gooi ons dit oor die lavenderolie, gooi ons oor die grove sout, en dan, ek sê nou vir julle, baie minder muskiete, maar ons het toe nou maar opgehou daarmee, omdat regte lavenderoil is vrek duur, dan brand ons maar eerder, selfs duurder as die citronella olie, maar daar's ook 'n reuk, nee, daar's ook 'n aangename geur, wat lekker vir die mense ruik, maar dit verdryf die aaklige muskiete. En dan, dat ons sal onthou, dat ons vir mense verander, aangenaam moet wees. Soos ek gesê het, Romeine 12, ons as lewende offers, wat vir God aanneemlik is. Sterrekykers wat gekom het, ek het al baie daaroor gepreek, rondom Kersfeestyd, toe Jesus gebore word, goud, om te sê hy is koning, die mirre, om te sê hy sal ly aan die kruis, mirre wat tuin verlig, wys na sy lyding, wys op sy lyding, en dan die wierook, om te sê, hier is meer as net 'n baba, 'n kind, 'n mens, hier is God, hy kom die wierook toe. Ja, ons moet net meermale dink, wie is Jesus, met wie het ons te doen, wanneer ons probleme so stink, ons sonde so stink en wil oorvat en ons wil versmoor. Openbaring praat van uit die hel, uit die onderaardse diepte, uit die hel, dis nou maar hoe hulle gedink het waar het is, het dit soos vrot eier
erge tipe suurreuk swavel uitgekom om dit te verdryf. God verdryf dit, ek en jy verdryf dit. Jesus verdryf dit. Efesiërs 5 vers 2, Christus het ons lief gehad, hy het sy lewe as 'n offergawe gegee, wat vir God aanneemlik is. En daai woord aanneemlik is die Griekse woord euodia, daar is mense met daai naam, vrouens, en dit beteken 'n aangename geur. Dit is vir God aanneemlik Jesus se offer. Ek wil afsluit, julle kan self maar 'n bietjie daarna weer gaan kyk. Ek gaan lees dan laaste deel dat ons dan die aangename geur is vir God in 2 Korintiërs 2 vers 14. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, oorwinning van Jesus. Onthou Kolossense 2 vers 15 het gesê, hy het die bose magte ontwapen, hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog mee te voer, nee? Verwys na die gebruik van daai tyd, as 'n koning 'n oorwinning behaal het oor die vyand, dan word hulle gebind die vyand, aangejaag in die stad. Al die mense staan in cheer en blaas op trompette en dromme word geslaan. En daar word wierook gebrand. Dis sulke fakkels, is min of meer hoe die fakkels ook gelyk het, dan is wierook was fyn gemaal, en dit het die hele dorp of stad vervul. Hy sê dit word oral versprei. Oral moet ek en jy die aangename geur van Christus, hy praat van die kennis van Jesus, wie hy is, sy liefde, vrede, blydskap, oorwinning, hoop, moet versprei word oral. Nie maar net hier en daar, by die werk, by die skool, in die huis, oral in die wêreld, oral in ons land, elke deel van die lewe. En dan is die fakkels gehou en die mense het die wierook gebrand. Hy sê ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Ek wil hê soos ek dit aansteek, en daarmee wil ek afsluit. Ons is die wierook, want Jesus is die wierook met 'n hoofletter. Sy dood, sy opstanding, gebrand, aan die brand vir jou en my, die aangename geur van Jesus se verlossing, sy eienskappe. Soos ek hierdie stokkies aansteek, bid daaroor en sê vir jouself, daar's ek, daar brand ek, daar bring ek 'n aangename geur van Jesus. Amen.